Wat as ek vir jou sê, jy leef elke dag in 'n hofsaal en jy besef dit nie eers nie. Ja, daar is reeds 'n saak teen jou oopgemaak. Nie deur mense nie, maar deur die vyand, die aanklaer homself. En die klag is ernstig, dis skuld, dis skaamte, dis jou verlede, jou mislukkings en selfs daardie dinge waarvan niemand anders weet nie. En eerlik, dit voel soms soos 'n tronk. Vasgevang, sonder uitkom, sonder hoop, sonder borg, sonder 'n plan B. Maar wat jy nie besef nie, is daar terselfdertyd 'n hofsaak oor jou lewe aan die gang. Nou stel jy dit voor, die hof is stil en is doodstil. Aan die een kant staan die aanklaer, Satan. Hy het leers en rekords, bewyse, en hy praat sonder ophou en hy sê goed soos, jy is skuldig, jy is onwaardig, jy is verlore. Kyk, wat het hy gedoen? Kyk na sy verlede, kyk na sy sonde. En elke woord wat hy spreek voel soos 'n vonnis. Maar dan staan jou verdedigingsprokureur op, Yeshua. En wanneer hy opstaan, word die hele hof stil. Hy kyk na die regter, Abba Vader, en hy sê ja, alles wat die aanklaer sê is waar. Elke klag, elke fout, elke sonde, ek ontken dit nie. En die kamer bly stil, maar dan verander alles. Maar, sê jou verdedigingsprokureur Yeshua, hier is die waarheid. En hy lig sy hande, die merke, die spykerwonde, die kruis, die prys wat betaal is. Ek het reeds die straf gedra. Ek het die skuld op my geneem. My bloed het gevloei vir hierdie een. Hy is nie meer onder oordeel nie. Die loon vir sy skuld is betaal. En dan klink daar die woorde deur die hemele. It is finished. Dis voltooi, dis betaal, jy is vrygemaak. En die regter kyk nie meer na jou skuld nie, maar die offer wat reeds gemaak is. Dis die prentjie van Romeine 8 vers 34. Yeshua wat vir ons intree aan die regterhand van Abba Vader. En hier is die openbaring. Ja, ons wil Yeshua soms net naby ons hê. Ons wil hom by hom wees, om ons te troos in die tronk van ons emosies en skuld. Maar hy is meer as 'n trooster. Hy is ons verdediger in die hoogste hof van die hemel. So onthou vandag, wanneer die aanklaer jou weer herinner aan jou verlede, wanneer skuld probeer om jou identiteit te steel, wanneer skaamte jou stil maak, kyk op, so Stefanus, want jy sal hom sien, nie net by jou nie, maar vir jou. Hy leef om vir jou in te tree. Jy is nie verwerp nie, jy is nie afgeskryf nie, jy is nie jou verlede nie. Jy is vergewe, jy is gekoop, jy is vrygemaak. Daarom is hemelvaart so belangrik vir ons môre. As hierdie met jou gepraat het, volg ons, like die boodskap, share en tag mense wat dit moet hoor. En jy staan ook 'n kans om hierdie week die boek Yeshua uit slawerny te wen. En onthou, staan op, jy is geroep vir 'n tyd soos nou.